Dieremaniere, 'n RSG Backbazaar. Goeiedag en hartlik welkom by die 17de episode van Dieremaniere. Dieremaniere, want elke dier het 'n manier en die manier maak die dier. Hierdie is die eerste seisoen van Dieremaniere. Dit is 'n RSG Backbazaar, so noem ons dit, en al wat dit beteken is dat die program hoofsaaklik as 'n potsending aangebied word op RSG se webtuiste, Spotify, YouTube en SABC+. 'n RSG Backbazaar gee vir ons die spasie om langer onderhoude te voer en meer inligting te kan oordra as 'n gewone radio-onderhoud. En dit is altyd aanlyn beskikbaar. En natuurlik kan jy enige plek in die wêreld daarna luister, solank jy internetverbinding het. Ek is Elsje van Jaarsveld, 'n aanbieder by RSG en ook nou deesdae 'n aanbieder van 'n aanlyn potsending Dieremaniere. Dis vir my 'n groot voorreg. So met die verloop van Dieremaniere se ontwikkeling die afgelope 3,5 maande, het luisteraars al hoe meer met ons begin gesels en laat weet wat hulle graag wil hê ons moet ondersoek. Ons het sover talle vrae gekry oor dieregedrag en dieregesondheid. Ons gaan dan vandag juis oor dieregedrag gesels en dan volgende week beantwoord 'n veearts al die luisteraars se vrae wat gesondheidskwessies betref. Blink Stefanus skryf vir ons op Facebook, sy vriend se Scotty, Bruno, het 'n eienaardige gewoonte, die hondjie steel kouse en begrawe dit dan in die tuin. Die tuinier vind elke week 'n kous of 2, so waarom sal Bruno dit nou doen? Dis een van die vrae wat ons vandag aan ons kenners sal stel. So is daar talle ander vrae ook van luisteraars, en die kenner wat vandag ons touwys gaan maak is Dr. John Gryvenstein. Hy is van die Braveheart Bio Honde Akademie. Dr. Gryvenstein lei al vir jare honde op en spesialiseer spesifiek daarin om honde vir sekuriteitsdoeleindes op te lei. Honde vir persoonlike beskerming, snuffelhonde, spoorsnyhonde en nog heel wat meer. Gaan luister gerus weer na die eerste episode van Dieremaniere. Dit is toe Dr. John Gryvenstein juis hieroor gesels het. En Dr. Gryvenstein is 'n hoogs aangeskrewe spreker. Hy is een van 'n handjievol geakkrediteerde instrukteurs en het al heelwat navorsing gedoen juis in hierdie veld. Wanneer ons werk met die honde in die privaatsekuriteitsbedryf, moet ons voldoen aan die regulasies gekoppel aan die wetgewing van die reguleringsowerheid. Baie duidelik stel dit dat die bedryf het 'n belangrike rol in die nasionale veiligheid van ons land. Dr. John Gryvenstein van die Braveheart Bio Honde Akademie sluit binnekort by ons aan en ons gaan luister wat behels dit om sekuriteitshonde op te lei. Dan kyk ons ook na die vrae wat luisteraars ingestuur het, soos raad vir honde wat gate grou en hoe kan mens honde en katte in vrede in een huishouding laat leef. Maar net gou herinnering aan ons vorige program toe ons oor ouer diere gesels het. Dis glad nie aangenaam om te sien jou troeteldier begin in 'n stadium nie meer so mooi hoor of so goed sien nie. En wat kan jy doen om die goue jare van jou troeteldier so gemaklik as moontlik te maak? Jy moet seker maak dat hulle nie oorgewig raak nie. Jy wil nie hê jou ouer dier moet oorgewig wees nie. Dit plaas baie meer stremming op sekere komponente en ook orgaankomponente in die liggaam wat natuurlik die lewensduurte dan kan verkort. Dit is die stem van Dr. Gerhardus Skeepers wat verlede week met ons gesels het oor die versorging van ouer diere. Hy het veral gefokus op honde, katte en perde wanneer perde by aftree ouderdom kom. En ja, dit is so, ouer diere het heelwat meer sorg nodig en hulle gesondheidstoestand kan van dag tot dag verskil. As jy dit misgeloop het, onthou al ons Dieremaniere programme is vir jou beskikbaar op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+.
Net hierna gesels ek met Dr. John Grywenstein en ons gaan probeer om soveel as moontlik vrae van luisteraars te beantwoord. As jy ook nou soos ons meegevoer is deur al die hartroerende stories van ons troeteldiere, dan het ek uitstekende nuus vir jou. Soos elke diertjie 'n ma en 'n pa wil hê wat kan sorg en drukkies gee, so wil hierdie potgooi ook 'n ma en 'n pa hê. Wil jy ons aanneem asseblief tog man? Ons sal jou produk en diens hier wyd en suid verkondig. So as jy wil adverteer, stuur 'n e-pos na info@rsg.co.za. Kyk hoe waai my stertjie nou. Vandag in Dieremaniere gesels ek met Dr. John Grywenstein en hy is daar by die Brave Heart, dit is die hondeakademie. Goeiedag dokter, baie welkom weer by Dieremaniere. Goeiemôre Elsa, goeiemôre luisteraars. Wat 'n wonderlike voorreg om lekker saam te kan gesels oor ons en die mens se beste vriend en lekker te gesels en te kuier saam met jou. Dis beslis die mens se beste vriend. Ons is nou by episode nommer 17 en soveel luisteraars het al met ons kontak gemaak oor die verloop van hierdie 17 weke wat ons besig is met Dieremaniere. En daar is mense wat sê, hulle verkies eerder hulle troeteldiere voordat hulle na hulle familie toe gaan. Maar dit is nou 'n gesprek vir 'n ander dag, maar dit is so. Dit is jou loyaalste vriend. In die eerste episode van Dieremaniere het ons ook gesels en dit is juist die honde wat jy daar oplei by Brave Heart Akademie. Die beskermingshonde, snuffelhonde, spoorsnyhonde. Maar miskien kan jy vir ons oorsigtelik sê waarmee jy tans besig is en dan ook nuwe regulasies wat vir die opleiding van sekuriteitshonde nou gepromoveer is. Ons is derentyd besig met navorsing. Een van die aspekte waarop ons die afgelope paar jaar baie aandag aan gegee het, is die reuknavorsing. Dit beteken waar ons dan 'n hond moet oplei om 'n reuk te gaan identifiseer. Byvoorbeeld so springstofopsporingshonde, narkotika opsporingshonde, ekologiese produkte wat opgespoor moet word ensovoorts en dan natuurlik spoor is om 'n reuk te neem. 'n Groot probleem wat ons ervaar en ondervind is dat in die wetenskap en daar is baie wat 'n mens kry, maar ons het nie boelgerig suiwerheid op reukopleiding nêrens gekry nie. In hierdie proses het ons dan nou hande gevat en dit is baie belangrik om te weet dat 'n mens hierdie tipe navorsing doen op die hoë vlak, die vlak wat ons doen, dat 'n mens dit moet doen in 'n spanverband. Nou ja, ons het ons eie wetenskaplikes wat ons het hier so ons eie laboratorium en dan het ons ook met Anglo American hande gevat in 'n hulp tot die laboratorium. Wat was ons hoofdoel is om seker te maak dat wanneer ons 'n hond oplei vir 'n spesifieke reuk, dat ons weet dat die hond gaan daardie reuk kry. Nou, jou groot probleem is om die teikenreukstof te kan identifiseer. As 'n mens algemeen praat, sê maar ek lei 'n springstofopsporingshond op. Dit omvat is 'n massiewe bouquet van reuke wat ons na kyk as ons daarvan praat. As ons byvoorbeeld praat van militêre springstof, kommersiële springstof ensovoorts, dieselfde met narkotika. So wat ons gedoen het en ons doelwit is om die teikenstof te identifiseer vir in die opleiding. Baie interessant genoeg dat daar's net 'n paar teikenstowwe wat betrokke is by byvoorbeeld militêre springstof. En wat ons doen is ons suiwer die stof wat ons kry totdat ons kom by die suiwer teikenstof. Daardie teikenstof, as 'n mens gaan kyk na die organiese prosesse, chemiese prosesse wat gevolg is om te kom by hierdie eindproduk, hoe gaan 'n mens dit verifieer? En dit is hierso waar ons dan nou lekker navorsing doen. Ons kan dan nou met die tegnologie tot ons beskikking en wat ons het, en nou moet ek by sê, Edward, nou net terugkom vanaf die FSA wat ons ook gepraat het, die mense kyk regtig lekker na ons en besef dat ons waarskynlik van die enigstes in die wêreld is, nie as honde opleiding wat dit doen. Ons identifiseer dan die teikenstof en dit doen ons deur middel van massaspektrometrie en gaskromatografie, ontledings. Dit beteken ons suiwer die stof tot ons weet hierdie teikenstof
kom ons sê daar is 4 teikenstowwe in militêre springstowwe. Ons isoleer elkeen, ons suiwer hom en ons kry sy molekulêre struktuur geverifieer in ons apparaat. En wanneer ons nou oplei, kan ons dan nou spesifiek kom en sê, ons lei op net vir hierdie teikenstof. As ek dit net vanaf mag inbring, die hond met sy akute sintuiglike vermoë, tel op wat jy vir hom aanbied. En wanneer 'n mens byvoorbeeld straatproduk aanbied, is dit soos 'n bouquet van blomme wat jy hier voor jou sit en in die middel is 'n roos. En jy sê vir die hond jy moet 'n roos uitreik, maar jy bied al hierdie ander reuke aan. So ons kom en ons sny chemies al die ander reuke uit en ons maak dit vas in 'n opleidingshulpmiddel en wanneer ons nou die hond oplei, weet ons dat hy gaan daardie teikenstof identifiseer. So dit is een van die belangrike aspekte waarmee ons werk. En net so kan ek net byvoeg, Elsje, ons het dit nou gedoen met beide 'n hele reeks narkotika en ook springstof, militêre springstof en kommersiële springstof. En ons kan dan kom en verifieer waarop is die hond opgelei. Dis so interessant en wonderlik om te hoor dat Suid-Afrika eintlik aan die voorpunt staan van hierdie navorsing en hierdie projek. Ja, ek dink dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om dit te kan sê en dan ook bekend te maak en bekend te stel. En waar ek met jou gesels, is daar 'n hele paar subafdelings wat ons kan bekend maak. Maar weet jy, met hierdie navorsing, een van die dinge wat my die meeste getref het, Elsje, is die feit dat ons nog altyd die hond onderskat in sy werklike akute sintuiglike vermoëns wat hy het. Jy weet, ons werk nou, die mens gaan aan en die mens werk daar hoeveel paar dele per miljoen ensovoorts. Jy weet, as 'n mens met jou massa spektrometrie gaan jy werk tot jy weet met jou atome, jy proton, neutron, die elektrone en hulle orbitaalbane wat jy kan af-energie. Weet jy wat, dit voel vir my of die hond eintlik vir ons al lag, as ons hier so min werk. Ek kan vandag vir luisteraars sê, dat as hulle nou so terugsit en 'n koppie lekker koffie of tee vat en hulle dink, die sintuiglike vermoë van die honde is ver oor dit wat ons normaalweg altyd aangeneem het en wat selfs gepubliseer is, wetenskaplik, baie artikels. Dit is wat ons nou uitvind. Ons het 'n groot uitdaging. Ons moet beter kommunikeer met ons honde en beter oplei. En dit is nou juist daai dinge wat ons vandag gaan bespreek, maar voor ons nou kom by die luisteraars se vrae, wil ek vra dat ons nou so praat van die hond se vermoë om te sniffel. Is daar sekere rashonde wat beter sniffel as ander honde? Is alle honde se reuksintuig ewe goed? Ek kan nie onomwonde kom sê dat al die honde se reuksintuie ewe goed is nie. Want ons kry hier so morfologiese verskille in die neusstrukture van honde, soos wat dit in die teelproses kunsmatig geskep is. Maar wat ek wel kan sê is dat ons honde van verskeie rasse gebruik het al in ons reukwerk. Jy weet, ek moet nou net so sê dat ek moet vir my seker nou veiligheidsmaatreëls instel as ek hierdie ding vir jou gaan stel, dat die mense vir my gaan kom of so en kwaad word. Maar weet jy, ek het al gevind hierso, byvoorbeeld soos 'n boerboel, wat op sy lei word, om sy reuk te volg, en in die nag, net so goed, soos 'n Duitse herder of 'n Malinois, en het is verstommend, wat is die vermoë is, hoe groot geheim, kom in die opleiding, en die kommunikasie van die opleier, die hanteerder en die hond, om dit net reg oor te dra. Dan kan ons honde kry van verskeie verskillende rasse, klein rasse wat ons gebruik, tot groot rasse. Ek wil my verstout om te sê, een van ons groot suksesse wat internasionaal die mense dit kom neem, was 'n kruising tussen byvoorbeeld 'n Rottweiler en 'n Labrador. Dit is nog steeds ons beste presterende hond met volumes en tydgewyse om aan mekaar te werk. So mens kan nie maklik om sê, jy weet, hierdie hond is baie beter as daai hond nie. Ons moet versigtig wees, maar hulle is baie goed. Dis al wat ek kan sê.
Nou dan ook die reëls wat mens aan moet voldoen om 'n sekuriteitshond op te lei. Daar is sekerlik klomp dinge waaraan mens moet voldoen. Ja, dit is so. En wanneer ons werk met die honde in die sekuriteitsbedryf, die privaat sekuriteitsbedryf, moet ons voldoen aan die regulasies gekoppel aan die wetgewing van die reguleringsowerheid. Algemeen praat ons van SIRA, jou Private Security Industry Regulatory Authority, en dit word maar die akronieme SIRA. Ja, daar is regulasies gepubliseer en dit is baie duidelik. Baie duidelik stel dit dat die bedryf het 'n belangrike rol in die nasionale veiligheid van ons land. Dit beteken dat die honde in die privaat bedryf word baie gebruik by baie sensitiewe punte. Dit is 'n besluit geneem, die regeringsbesluit al vroeër, waar jy honde dan kan aanwend, byvoorbeeld vir jou beskerming, vir springstofopsporing, narkotika opsporing ensovoorts. Wat nou gebeur is dat daar is die regulasie stel dit baie duidelik dat ons 2 komponente wat baie duidelik aan voldoen moet word. Inderwaarheid meer, maar die hoofkomponente hier is die man wat met die hond werk moet opgelei wees en hy moet geregistreer word by die privaat sekuriteitsreguleringsliggaam. Dit beteken ons bring in 'n opleidingsstandaard vir die man wat met die hond werk. Ten tweedens het ons nou die hond wat voldoen moet aan 'n standaard in opleiding. Soos met alle regulasies en wat ek ook sien oor al die jare met die regering en die politici waar ek glad nie by betrokke is of is nie, mense stem maar net nie saam nie. Dit is maar die manne ek sien kan baie beklei met mekaar daar in die parlement en die komitees. Maar dan dit is 'n baie goeie ding volgens my dat daar standaarde gestel word wat aan voldoen moet word. En dan het ons die volgende punt. Jy nie 'n persoon wat of 'n instansie wat honde oplei moet ook geakkrediteer word om te verseker dat voldoen word aan die vereistes om 'n hond en 'n man op te lei wat baie belangrike werk vir Suid-Afrika doen. Dink daaraan 'n vliegtuig byvoorbeeld wat moet opstyg hier wat deurgegaan, vrag moet deurgegaan word. As ons nie goeie standaarde daarstel nie, dan kan ons probleme kry. Van die internasionale familie vereis dat byvoorbeeld beweging oor grense ensovoorts moet daar standaarde wees vir die hantering van lugvrag ensovoorts. En hier, of ons het nou dit al besef of nie, speel die hond en die hanteerder 'n verskriklik belangrike rol. Daarom moet ons dan nou voldoen almal aan die vereistes en die minimumstandaarde om te kan werk met honde. Volgens my is dit 'n baie positiewe stap om vir ons standaarde daar te vestig en die belangrike rol van die hond in ons nasionale veiligheid net weer te beklemtoon. Ja, mens onthou nou van al die werk waar 'n hond betrokke is, soos renosterstropers, die bekamping daarvan, ook die springstof wat honde moet uitreik, die polisie wat die honde gebruik, dan ook op lughawens soos wat jy nou ook noem, deur daai bagasie gaan, so hulle het 'n ongelooflike rol wat hulle in die beskerming van die burgers wat hulle speel. Dit is so belangrik. Dit is goed om te hoor dat daar regulasies is, dat dit nie net elke Jan Rap en sy maat is wat 'n hond kan oplei nie. Nou is daar wel mense wat vra, asseblief, hoekom tree my hond so op soos wat my hond optree? En ek glo daar is gewoonlik 'n baie goeie rede en ons sal so dankbaar wees dat Dr. John vir ons vandag 'n bietjie leiding gee. Ek gaan wegspring met 'n vraag van Blink Stefanus wat vir ons geskryf het op Facebook. Hy sê hy wil nou maar net weet hoekom hierdie hond so optree. Hy sê sy vriend, se Scotty, en die Scotty se naam is Bruno, het 'n baie eienaardige gewoonte. Hy steel kouse en begrawe dit in die tuin. Hoekom sal 'n hond so maak? Want as ek moet vinnig antwoord, gaan ek sê, maar die Bruno is al 'n stoute hond. Maar as ons 'n bietjie terugsit en ons gaan kyk na hierdie gedrag,
is dit 'n baie interessante gedrag. Wanneer ons gaan kyk na die vestiging van die hond en sy band met die mens, is al baie interessante elemente wat betrokke is, en ek wil dit graag noem, want ons kan dieselfde generiese inbring by van die vrae wat luisteraars gewoonlik het. Die hond gebruik byvoorbeeld in die vorming van sy band. Maar nou wil ons baie spesifiek wees, Elsie, dit kan gebeur op verskeie stadia in die lewe van die hond, die sensitiewe of kritiese fase van aanpassing, en dan het ons dan wanneer die hond soos byvoorbeeld volwasse is, maar een ding wat hy doen is gevoel. 'n Hond hou daarvan om te kom. Dit is interessant, hy gebruik sy sintuie. Ek weet nie of jy al opgelet is nie, partykeer, ek het dit baie gesien, dat die hond kom lek so aan 'n mens. En dit is baie, ons onderskat wat besig is om te gebeur. Die hond is besig om 'n profiel op te stel. Hy kom so, dan as hy so les partykeer, dan sit hy net sy mond so, hy is besig, hy kyk na hy ervaar die liggaamstemperatuur van die mens, en dan kom ons ook by die punt, en ons het nou daaroor gepraat, dat die reuk, dus die hond het hierdie akute tydelike reuk. So, wat nou gebeur is, die hond kom en broer nou, hy is nou besig om hierso nou hierdie band wat hy nou het te vorm, want onthou, ons werk ons nou met 'n gedomestikeerde dier, nie 'n wilde dier nie. Die hond is hy hak in by die mens en sy emosie. En baie keer vind ons dit baie interessant, en ek het dieselfde ervaar met 2 van my honde, 3 van my honde oor tyd, het ook met die kouse, en dit het my genoeg om 'n bietjie verder navorsing te gaan doen daaroor. En toe kom ek agter, jy sal nie glo nie, werk wat hier al in 1912 ensovoorts gedoen is, om te kyk, hoekom die hond so sterk reageer op die voetreuk van mense, en dis vir oorlogdoeleindes ensovoorts, waarop hy reageer. Nou, dit is baie interessant. Dit wil voorkom dus, vir my, as ek nou kyk hier, dat die kous verteenwoordig 'n pragtige amper profiel van die eienaar. Dis nou sy baas, of wat ook al. En die hond beweeg. En nou, wat ek opgetel het, jy sien nie, as hy die kous vat nie. En dan werk jy buite, dan kry jy die kous daar buite iewers. Dis interessant, want wat gebeur? Die hond in 'n oomblik, byvoorbeeld van alleen wees. Ek is nou alleen. Die baas is weg van werk of wat ook al. So ek moet uitgegaan het, en dan gaan hy in die huis, en wat kry hy? Hy kry dit wat hy, daai band, daai spesifieke reuk, en dan vat hy dit saam met hom. Ek het dieselfde vraag gevra deur mense met wie ek gepraat het in die VSA, en hulle sien die hond het 'n speelgoedbeen, en dan gaan begrawe hy hom. 2 dae later gaan hy na dieselfde plek toe, en hy haal hom uit. En dit is wat ek glo hier gebeur. Die hond het nou daardie kous gekry, en hy vat dit, en dit is vir hom, man, ek is alleen, maar weet jy, hier is my baas, of wat ook al, my vriend. En hy neem dit, en as ons in ag neem, hoe hy hom bevestig in daardie band, is dit vir my 'n pragtige gedrag. Ek moes 'n paar keer kouse maar vervang, want as ek my kouse gekry het, is baie keer stikkend gewees, waar is 'n gat in, maar ek was nie kwaad vir my hond nie. Dit is eintlik 'n baie interessante verklaring daarvan, want dit maak baie sin, want daar's soveel reuk wat in 'n kous lê, nê. Nou gaan ons na die volgende vraag toe. Van Marina Lester en Maritza Betcher het min of meer dieselfde vraag gevra. Marina sê daar's 'n 9-jarige jockie op die erf. Hoe kan mens nou hierdie jockie leer om nie die katte so te terroriseer nie? En Maritza sê ook, hoe kan mens 'n boerboel van 3 jaar leer om die katte gewoond te raak? So, daar's 'n kat en 'n hond op een erf, die jockie terroriseer die katte, die boerboel raak nie die katte gewoond nie. So dis maar nog altyd 'n ding om die honde en katte op een erf in vrede te laat leef. Het jy raad? Kan ek begin met in basis gebruik daar vir Marina. En sy het nou die 9-jarige jockie daarso. As ons gaan kyk na die jockie, is dit baie interessant
om te let dat ek dink is in 1896 het ons die rasstandaard is al gevestig, gepubliseer vir die teel van die Yorkies. En nou gaan kyk ons en ek gaan inbring met die ander ook, spesifiek met die Yorkie. Wat vir my interessant is die Yorkie is geteel om rotte in myne te bekamp daar in Europa en ook om roofdiere uit die gate uit te jaag. So hier het ons nou die ding, as ons nou terugkom en ek gaan hom so in 2 komponente dan hanteer. Die Yorkie geneties is eintlik geleer om so te jag. En as ons nou gaan kyk na ene wat al meer 'n hoër ouderdom het, dan kan ons sê dat ons die omgewingskomponent, dit beteken dit wat ons inbring vanaf opleidingskant, is nie baie sterk nie. So in 'n geval soos daardie, gaan dit baie moeilik wees om 'n hondjie wat al redelik oud is en nou kom byvoorbeeld en opgepas moet word of wat ook al, gaan dit baie moeilik vind om dat 'n mens die hondjie gaan desensiteer om nie die katte te jag nie. Want eintlik is dit wat die hondjie moet doen. Dit is gejag, hy moet jag en hy moet sien hier is ander diere. Ons kan byvoorbeeld, wat ek ook sê, is byvoorbeeld dit as 'n sporthond, daagliks, en hier bedoel ek, baie daaglikse hantering en uitborsel, en veral, waar 'n mens dit beginne doen stelselmatig, sou daar wees met katte in die omgewing. Dit beteken ons vat die spanning weg, of daai wil van die hond om sy jaginstink uit te voer, want terwyl daar dit stelselmatig, onthou dis 'n proses, gaan kry my hond aandag, en ek beveel daaraan selfs daagliks, moet die hond geborsel word, en lekker oefeninge kry, om sy aandag af te tel, dit sal af te lei van die katte. Wanneer ons kom by die boerboele wat relatief jonk is nou en besig is om die katte 'n probleem te gee. Hier is het ons baie belangrik en dit is vir my baie belangrik, is dat daar moet 'n program opgestel word van die eienaar, want hulle het die boerboel nodig, die boerboele, om beskerming te gee. Aan die ander kant het ons die katte nodig om die rotte ensovoorts, die plaagdiere daarso te hanteer. Natuurlik kry ons nou dat die boerboel gaan hier kwai wees as hy 'n kat sien, want hy moet beskerming gee as die kat daar kom. My eerste punt wat ek hier sê, is as ons daar 'n program opstel, het ons twee elemente betrokke. Eerste, die eienaar. Wanneer ons program bepaal dat ons gaan die twee bymekaar bring, stelselmatig, moet die eienaar kalm wees, want enige spanning word opgetel deur die hond. Daardie spanning gaan opgetel word as die persoon angstig raak en daar's 'n kat, dan het ons probleme. So dit is belangrik dat ons osself moet instel om te sê ons gaan dit baie kalm hanteer. Dis 'n baie belangrike punt wat ek met baie mense hanteer. Op 'n stadium het ek vir 'n persoon gesê, man, wanneer jy nou regtig rustig is, ek het eendag vir 'n man gesê, wanneer jy rustig is, Elsie, ek gaan dit maar kan maar hier oor die lig sê, man, kry vir jou 'n koppie koffie. Jy sê, man, ek wil koffie as ek wil rustig wees, ek wil 'n biertjie vat so nou en dan. Sê ek, man, ja, vat 'n biertjie, vat nie raak rustig. Dit is die belangrike ding. Die tweede ding is dat die hond moet geleer word wat jy wil hê en wat nie reg is nie. En in hierdie proses is 'n pragtige klassieke opleiding wat ons doen, waar ons die hond leer om 'n bevel uit te voer, byvoorbeeld sit. Hy het sy verskillende elemente en drywaard by ons het ons die navorsing gedoen, baie intensief, deur Pavlov wat dit begin het, en kon ons dit aanpas om 'n opleiding te wees, waar jy jou primêre stimulus, sekondêre stimulus ensovoorts. So as iemand by ons, by Breiwaard
Biohonde Akademie opleiding kyk, leer ons hoe om te kommunikeer met die hond, maar die trainer kan net dieselfde doen. As hy vir die hond sê los, dan moet die hond weet hy moenie gaan nie. Dit beteken, dit is belangrik. Dit beteken jy gaan met die hond praat. Jy moet dit nie doen nie. En dan, wanneer hy net na jou luister, jy gaan vir hom 'n kort bevel gee. Moet hy vergoed word. Dit is baie belangrik. Mense beskou dit as 'n bietjie snaaks, maar ek glo nie in die wetenskap van opleiding pas straf enigsins in nie, tensy iemand vir my kan kom en sê kom ons gaan sit en sien waar dit wetenskaplik inpas. Ek glo nie so nie. Maar as jy dit gestruktureer doen, as die hond gesê word los en hy doen dit om hom te vergoed en jy moet kalm wees. So nou kan ons die twee wat ons kan doen, hulle kan 'n program opstel en sê ons doelwit hier, ons uitkoms is dat die honde moet gewoond raak aan die katte. Dan doen hulle dit. Wat gebeur? Hulle gaan rustig raak en hulle gaan sorg die hond onder kontrole aan 'n band, wat ook al hulle opleidingsband wat hulle het. En as ek sê los, dan moet hulle los. En wanneer hulle dan los en kyk na jou die oomblik en jy verstaan, kom vergoed hulle en sê, maar nou weet ek. En soos dat hierdie proses aangaan, leer ons, weet jy, ons het dit al geleer waar ek 'n hondjie gehad het wat die katte doodgebyt het, 3, 4, wat nader aan die grootste vriend van die katte geword het, deur net die proses te volg. So, al wat ek vir die mense sê, stel jou grense, wees kalm en sorg dat die hond weet wat hy moet doen en nie moet doen nie. Dan gaan ons rus en vrede hê en dan kan ons lekker opleiding doen. My aanbeveling met 'n hond soos 'n boerboel moet goed opgelei word in gehoorsaamheid en beheer en dissipline. Dit word net 'n plesier en 'n baie sterk lewensreddende ding, want ons skep baie sterker band tussen mens en dier. Dis is so interessant. Goed, so die twee beginsels is, dit moet in 'n rustige omgewing wees, die eienaar moet baie rustig wees, en dan ook, daar moet 'n beloning wees vir die hond. Sodra die regte gedrag dan na vore kom, daar moet beloning wees. Kom ons kyk na Dolien Jansen van Rensburg se vraag. Dis nou weer 'n jokkie, en sy sê sy het 'n jokkie, nou die jokkie is 4 maande oud, nou miskien kan jy nou vir ons sê of dit nou 'n goeie ouderdom is juis om 'n paar gewoontes vas te lê, maar die hondjie spring deeltyd op na haar gesig toe en wil haar gesig beet kry. Wat probeer die hondjie doen en hoe kan mens dit nou afleer? Ek het 'n kliënt gehad wat ingekom het met dieselfde en toe sê die kliënt, vra ek nou wat gebeur, ek sê maar ek gee my hond 'n klap. Toe sê ek, nee, jy is by die verkeerde adres, jy doen dit nie. Wees so baie, hierso, van my kant af, baie sterk dissipline. En ek sê dit, ek kan dit nie oor die lig wys nie, maar kyk, so is te laat. 'n Hond wat toegelaat word om na jou gesig te hap, daardie tand kan 'n oog vat aan 'n kind of van jou, jy kan 'n oog verloor. So, eerste is, dit mag nie gebeur nie. So die omstandighede wat gebeur, waar die twee by mekaar moet kom, mag nie gebeur nie. Dis die eerste ding. So, as ons weet, dit is wat gebeur, die hond het die gedrag hier aangeleer as 'n happer, dan weet ons nou, dit gaan nie gebeur nie, dit mag nie gebeur nie, so daardie gesig mag nooit dit enige omstandighede nie. Luister vir my, van my kant af, John sê vir julle, jy laat dit nooit toe nie. Die tweede ding is, daardie hond, en veral jokkie, word uitstekend opgelei, moet opgelei word om dit nie te doen nie. Dit is baie belangrik, want wat ons nou inbring, is soos wat ons 'n vorige keer met die boerboel gepraat het, ons moet dit kan inbring as 'n kommunikasie tussen mens en dier. Dit beteken daar gaan iets wees, byvoorbeeld 'n klank, wat 'n reaksie het, wat voorspel word. As ek sê nee, is dit nee. En dan moet die hond dit ook weet, dit is nie aanvaarbaar nie. Want dit is iets wat gebeur oor tyd, by herhaling, waar mens jou opleiding doen, en ons doen ons opleiding, dit is 'n proses wat herhaal word, en dit vestig 'n gedrag. Hier gaan ek net
dit nou Leen sê, en Leen glad nie toelaat enigsins met geen omstandighede dat die hond naby jou of 'n kind of iemand se gesig kom nie as dit 'n tendens is, en dan lei die hond op pragtig om nie dit te doen nie. Dit beteken, daar moet 'n reaksie wees op 'n bevel en dit moet vergoed word. Krities belangrik, ek het geen, ek weet nie of dit in die Afrikaans mooi 'n toleransie vir die gedrag sal ek nooit toelaat nie. Goed, so dit kan baie gevaarlik wees, hoe ouer daai jokkie raak, veral met kinders, jy weet, om dan te spring na die gesig toe. Baie dankie vir daardie raad. Kom ons beweeg na Amanda Kreer se opmerking. Sy vind nou nogal iets interessant. Sy sê sy het 2 poedels, en die oomblik as daar 'n ander ras hond is, kan mens nogal die verskil sien, want as die poedels bymekaar is dit asof hulle aanklank vind bymekaar. Is dit so? Herken honde hulle eie ras? As ons nou moet rustig dit hanteer, gaan ek sê, ek wil nog graag pyns oor hierdie gedrag, waar ons dit kan inbring en bietjie meer wetenskaplik aanspreek, en van my kant af sal ek onderneem om daarna te kyk. Wat ek wel gevind het in die praktyk, is dat met sekere rasse ons dit wel so ondervind. En dit is by voorbeeld waar ek dit ervaar het, is by van die collies, die border collie, waar ons in werk en hulle dan by mekaar kom en hulle gedrag is baie meer verteenwoordigend van akkommodering vir mekaar. En die ander ene is wanneer ons gewerk het in spoor, wanneer ons werk met spooropleiding, het ons 'n groep honde. Dan kry ons 'n baie interessantheid, wat ek daar optel, is dat die kommunikasie tussen die diere van dieselfde ras baie goed is op byvoorbeeld 'n spoor. Dat ons dan sê dat daar 'n pak of 'n groep van die honde wat gaan, hulle kommunikasie is beslis daar en hulle dit is asof die ander een aanmoedig, juis veral wanneer ons reuk kry en hulle kommunikeer so met mekaar, want hierdie kommunikasie het dan te doen daar met die frekwensie, die toonhoogte, weer die amplitude van die golf ensovoorts, dat die ander ene identifiseer en optel. So ek kan nie met sekerheid wil ek hierso kom sê dat by al die rasse dit so is nie, maar baie spesifiek. Daar is baie gepraat al daaroor en hier en daar geskryf daaroor, maar vir my is daar nog nie wetenskaplik mooi werk gedoen en dit mooi vasgemaak, en as daar is, sal ek graag vir mense vra om vir my deur te e-pos na Breiwaard Biodog Academy toe, dat 'n mens daarna kan kyk. Maar ek vind dit wel dat in sekere gevalle kry 'n mens dat sekere groepe, het sy en of rasse van honde beter met mekaar kommunikeer as tussen rasse. Baie beslis So interessant. Griet Meyer, kom ons kyk na Griet se vraag. En Griet sê, hoe leer mens nou die honde dat hulle moet begin buite slaap? Die honde is grootgemaak binne, toe die hondjies nou klein was, maar nou moet hulle buite begin slaap. En hoe maak mens daai oorgang? So ek sê, Griet was seker stout gewees. Dit is 'n baie praktiese vraag. Wat moet gebeur, dat ons byvoorbeeld as ons 'n hond of 'n jong hondjie kry, en ons kry hom hier in die winter, en ons het maar baie koue aande, vir ons, veral as mens, maar baie interessant, ek dink die dier, ek dink ons weet, die dier ervaar dit anders. Wat wel gebeur, is dat ek beveel vir die mense aan, om die hond nou dan uit te neem op 'n meer gereelde basis. Want hulle is nou gewoond om binne te slaap, en hulle moet nou begin buite slaap. Ek vat en ons neem die honde uit op langer poses. Hulle is gewoond, hulle lê by jou as jy bietjie nuus kyk en as jy radio luister of lees.
En in daardie tyd wat die honde by jou in 'n ontspanne situasie is, vat ons die hond net uit. Meer met langer poses, bring hulle in, neem hulle uit. En daardie proses is baie keer belangrik, eerder as net 'n eensklapse soos 'n donderslag. Nou moet jy buite slaap en nou moet jy binne slaap. So ons maak ons hulle stelselmatig meer gewoond om nie by die mens te wees in die tye wanneer jy ontspan nie. Baie belangrik nou, wat ek wil doen is, ek gaan kyk wat se tipe hond dit is ensovoorts. Ons identifiseer wat die hond van hou. Wanneer ek die honde uitneem vir tye, gee ek vir hom 'n speelding. En nou kan hy daar buite miskien bietjie kou ensovoorts en dit hou dit langer. Wanneer ek die hond indruk, neem ek dit dadelik in, terug. Die hond kry dit nie terwyl hy in die huis is nie. Dit is belangrik. So, ons moet dit doen met 'n proses, want jy kan kry dat die hond nou kommunikeer met jou op 'n frustrerende manier. Jy sê die hond buite, jy wil nou hy buite slaap vanaand, nie meer binne nie, en nou gaan hy begin blaf. En hy gaan dit moontlik doen naby jou venster. En nou is ons kwaad vir die hond. Maar sou ons dit gedoen het dat ons die hond uitgeneem het, stelselmatig, maar dit is vol lekker, want ons skep 'n lekker omstandigheid buite. Baie belangrik, 'n mens kan byvoorbeeld vir die hond, wanneer hy gewoond is aan 'n lêmat, of wat ek aanbeveel, 'n mens kry 'n lêmat, en wanneer ons die hond uitneem nou met tye, wat ons die mat ook uit, die hond nie gewoond raak aan die lêmat weer binne in die huis. Hy kan weer inkom saal met jou, maar elke keer sy uitgaan, en of met 'n speelding. So ons vat dit en ons doen dit stelselmatig, en ons neem die frustrasie weg van die werklike frustrasie van nou om uit te wees buite. Ons het 'n proses gevolg, baie goeie resultate. En dit werk dieselfde met die hond wat moontlik urineer in die huis of dalk vuil maak in die huis, deur dit so stelselmatig uit te neem. Goed, so gelukkig is daar raad. Kom ons gaan na Lena Philander se vraag toe. Ek is baie bly dat Lena hierdie vraag gevra het. Sy sê enige raad vir honde wat gate grou. Nou moet ek ook bieg. Ek het 'n beagle gehad wat die hele tuin omgekrap het met tye, moet ek sê, nou nie altyd nie. En hoe meer gestimuleer sy was, ek het baie met haar gaan stap, baie keer ook selfs fiets gery, en daai tye het sy minder gate gegrou, maar sy het maar altyd gegrou, en dan het sy oor en oor na dieselfde plek toe gegaan. Dit kan ek nou sê. So dokter, ek is nou eintlik jammer dat ons nou hier by mekaar uitkom, want ek sal nou eintlik hierdie antwoord al wou gehad het terwyl sy nog in die lewe was, maar kom ons probeer om vir Lena te help. Ja, wat ons hier, ek sê baie keer vir die mense, jou hond, wanneer ons die hond kry, as 'n jong hondjie en nou word die hond groot, gaan deur fases. En ons het belangrike fases wat ons moet onthou. Onthou die gedrag, dit wat die finale gedrag is wat ons kry, en ons praat daarvan, ons sê die fenotipe is gelyk aan die genetiese komponent plus die omgewingskomponent. So die fenotipe is gelyk aan die genotipe plus die omgewing. Dan gaan ons deur fases, en deur hierdie fases wat ons gaan, die een fase wat ek sê is jou kou en grou fase. Nou het ons 'n kou en grou fase. En weet jy wat, baie keer, dan word jy op 'n dag wakker, dan is die fase oor. So 'n deel van die hond in sy groot word, kry ons ook hier kou en grou fase. En wat ek daar vir die mense sê is baie keer is geduld, oor geduld is die moeder van alle wysheid. Het is my lekker om die grasperk te maak en mooi te maak ensovoorts, en elke keer, ek dink met geen uitsondering nie, wanneer ons 'n jong hond gekry het, as ek uitgaan, dan is daar weer 'n paar gate gegrou. En nou later gebeur dit glad nie, die honde doen dit net nie meer. So, dit is die eerste ding wat 'n mens nou moet kyk, is dat dit kan gebeur dat jy deur hierdie kou en grou fase gaan. Wanneer 'n mens byvoorbeeld net by een spesifieke plek kry, dat die hond grou, baie suksesvol, daar is 'n middel wat by die veearts kan kry, wat veilig is, wat 'n afweer is, dat mense op die spesifieke plek 'n bietjie van die afweermiddel kan spuit.
Dit het ek al baie hoog suksesvol gekry. Hoog suksesvol, dat die hond dan nou net ophou, veral as dit so op 'n spesifieke plek is. Dit is 'n reuk wat vir die hond nie in 'n smaak nie aanvaarbaar is nie. Veilig wel, né? So ek sou baie sê dat mens moet maar gaan kyk dat die honde wat so die gate grou gaan deur die fase en dan op 'n stadium dan gaan dit net oor. En dit is meestal ons gaan nie kan dit spesifiek vasmaak nie, want dit het te doen met watter tipe rashond en die omstandighede van die hond. Wat gebeur wanneer die hond dan nou gaan ophou? Maar as 'n reël is dit die kou en grou fase en 'n mens kan kom op spesifieke plekke, is daar 'n afweer wat hulle by die veearts kan kry en hulle kan daar spuit 'n bietjie en ek het dit gevind as hoogs suksesvol vir die hond nie ek moet nie iets doen wat vir die hond negatief is nie. Daar is mense wat gesê het gooi 'n peper of iets daarin. Ek glo dit glad nie en want dit hulle laai sintuie van hulle wat so sensitief is vir mense dit glad nie hê nie. Dit sal my aanbeveling wees. Ander ene, baie keer gaan ons identifiseer wanneer die hond dit ook doen. Sou dit aangaan. Gee vir die hond 'n afleimiddel. 'n Mens kry baie lekker van hierdie koubene groot is wat hy kan mee besig bly. Belangrike ding, moet dit nie daar hou nie. Jy sit dit uit vir 'n uur of 2, wanneer ons geïdentifiseer dat baie keer dit gebeur, dan vat ons dit net weg. So nou maak ons dit vir die hond lekker om buite te wees. Die omstandighede is lekker en hy sien later aan uit om 'n bietjie te kan kou of te werk met hierdie speelmiddel van hom. Ek sal dit eerder so beskou as fases wat kom, dit gaan en ons kan dan 'n paar ander goed inbring soos afleimiddels en alweermiddels. Hoe daai kou en grou fase. Mens moet maar daardeur worstel, nê. Nou kom ons sluit af met 'n opmerking van Elise Meyer en ek dink dit is eintlik baie van toepassing vir al mense wat so na die COVID-19 pandemie tuis begin werk het. Nou is jou bure se hond daar agter slot en grendel die hele dag en hulle chunk en hulle hou aan met blaf en jy kan eintlik nie gewerk kry nie. So, wat sou die rede wees as Elise sê nou spesifiek is 'n groot hond, as 'n groot hond nou so die hele dag blaf? Hier het ons die element van ras, ons het die geneigtheid van sekere honderasse om dit meer te doen. So dit moet ons net na gaan kyk. Daarom kan ons nie veralgemeen en net een kombers vat en oorsit en sê om dit te hanteer nie. Dan moet ons weet, en wat vir my baie interessant is, dat wanneer ons dit kry dat die hond so blaf, die hond baie keer, dit nie baie keer nie, die hond kommunikeer. Die hond kommunikeer iets vir ons. Ons kan kry dat hy gestimuleer is deur 'n geluid wat hy hom aan die gang gesit het, iets vreemds, hy het geblaf en moontlik, want in die natuur, soos by die wolwe waar die hond vandaan kom, is dit om die ander sy maats of sy groep by mekaar te kry as daar gevaar is. Dan gaan hulle blaf en dan partykeer gaan dit nou oor in 'n lang sessie. Ander ene is dat die hond is nou na die COVID met nou nie meer die leksheid van hierdie sy baas, as ek die term so mag gebruik, nie in 'n negatiewe sin nie, sy leier wat nie daar is nie. En nou raak hy eensaam, want ons het ons kan nou gaan kyk, wat is die verskil? Blaf die hond net die hele tyd of chunk die hond? Ons het verskeie van hierdie gedragsprobleme wat gevestig het, moes aanspreek en daar is 'n wye reeks daarvan. Die een ding is om vir die hond, waar hy alleen is, veiligheid te gee in terme van sy omstandighede. Het hy kos? Ek glo dit is nie 'n probleem om 'n voedingsstelsel wat ons aanbeveel natuurlik is 'n ADLIP stelsel waar die hond deurentyd kos kry. Hy gaan minder eet en minder vermorsing oor tyd.
So, dat dit vir hom beskikbaar is, dis die eerste ding. En hy moet water hê, beskikbaar hê. Die ander ene is om te gaan kyk dat ons vir die hond met tye, en dit moet afgewissel word, afleidingsmiddels of speelmiddels of wat ook al ons dit noem, vir hom beskikbaar stel. Een keer 'n sagte ene, een keer kan ons vir hom 'n harde ronde een gee, een keer 'n tou. Ons moet dit afwissel. Dit is belangrik. As 'n mens sien as jy 4 of 5 verskillende van hierdie afleidings het wat ons vir die hond gaan gee, stelselmatig ons dit die gedrag van die hond afbreek om te sit en te blaf die hele tyd. Maar dan moet ek waarsku dat ons het by sekere rasse van honde hierdie meer is 'n geneigtheid as 'n probleem wat baie moeiliker aangespreek word by tyd, wat die gedrag ontwikkel het, kan ons dit baie makliker aanspreek. Een van die rasse wat volgens my, in my ervaring, dit die lekkerste vinnig afleer, wat dit kan doen, is die Duitse herdershond. Teenoor sekere klein rashonde wat baie moeiliker is om dit af te leer, en veral wanneer daar nou soos in areas is waar heel wat komplekse is, kan dit 'n lastigheid wees. Een van die dinge wat gebeur is, wanneer die gedrag gedoen word, wanneer 'n mens in die omgewing is, naby is, moet ons duidelik vir die hond kommunikeer om dit nie te doen nie. Mense kan dit sien as 'n negatiewe bevel, maar dit moet voldoen aan die vereistes van die wetenskap van opleiding. Jy het 'n uitkomste, 'n reaksie aan die einde van die dag. Wanneer die hond blaf om stil te maak, die oomblik as hy stil is, dit wat jy vir hom gegee het, gee vir hom 'n goeie iets wat vir hom lekker is. Dit is 'n vergoeding. So, jy het gewerk hierdie maand, jy het hard gewerk, en aan die einde van die maand kry jy 'n salaris. Jy het vergoeding, so dit motiveer jou om weer te gaan werk. Gee hulle nie vir jou vergoeding nie, gaan jy nie gemotiveerd wees nie. En dit moet mense besef, ook veral met die blaf, dat 'n mens kan die hond op 'n manier, wat ook al, ek gee 'n verbale voorbeeld, sê stil, ferm, die hond is stil, en jy vergoed hom. 'n Paar keer, dan begin hy besef, ek moet nie iets doen wat my eienaar nie wil hê nie. Jou probleem is wanneer jy nie daar is nie. En dit is die lastighede. So wat ons daar doen, ons gee vir die hond veiligheid, sy kos, sy water, en ons gee vir hom iets om hom besig mee te hou. Maar dit moet nie dieselfde ding nie. Ek het so 4 of 5 verskillendes wat ek so vir die hond roteer. En dit help baie om daardie gedrag redelik vinnig en gou goed af te breek. So interessant, dokter, baie dankie. Ek dink die luisteraars sal baie dankbaar wees oor die raad wat u vandag vir ons gegee het. En dit is nou maar so, as jy 'n troeteldier het, ons het nou baie gepraat oor honde vandag, dan is dit so dat jy aan die hond moet aandag gee en die ras in ag moet neem, en as daar gedrag is wat pla, geduldig moet wees en aandag moet skenk aan die hond. So, dokter, baie dankie dat u ten minste vir ons touwys gemaak het, wat moet ons doen, want mens kan nou iets doen en dan is dit nie noodwendig die regte ding nie. Ons is baie dankbaar vir die gesprek vandag. Dankie, dokter. Baie dankie, baie seën en sterkte. Gaan en geniet julle honde, wees baie geduldig. Liefde, John. Dr. John Grywenstein, dit was nou baie insiggewend. Dit was 'n groot voorreg om iemand hier by Dieremaniere te betrek wat al soveel ondervinding met diere het en nog steeds met hart en siel lief bly vir die diere en dan aanhoudend innoveer en hierdie veld ontwikkel. Baie dankie aan jou wat elke week saam luister. Dit maak Dieremaniere werklik die moeite werd vir ons en dankie ook aan RSG se bestuur wat hulle ontwrikbare ondersteuning aan hierdie program gee, week na week. Jy is welkom om enige terugvoer en vrae te stuur na info@rsg.co.za of om saam te gesels op Facebook. 'n Rukkie terug het ons juis op Facebook gevra, wat wil jy hê moet Dieremaniere ondersoek?
en luisteraars het vrae gestuur van gedragsprobleme tot gesondheidskwessies van hulle troeteldiere. En vandag het Dr. John Grywenstein gekyk na die vrae wat handel oor gedragskwessies. Volgende keer, dan takel ons die gesondheidsvrae van luisteraars. Algemene vrae soos Stefanie die Jager wat vra hoekom eet haar woshonde grond? En Charlotte Pretoria skryf oor haar kat wat 'n erge allergie ontwikkel het, wat veroorsaak dat die kat nie gemaklik kan eet nie. Van my, Elsje van Jaarsveld, en ons produksieregisseur Wian Nel, is dit nou eers groetheid, maar ons is binnekort terug om jou vrae te stel aan 'n professionele veearts. Tot ons dan volgende week weer lekker saamkuier. Totsiens en geniet jou diertjie.